Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het gister na aanleiding van Prof. Adrik Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus baie kort verwys na die geskiedenis van Abraham en Sarah. En wat 'n geskiedenis was dit nie? Kan 'n mens jou dit indink? 'n kwart eeu moes hulle op beloftes leef, terwyl hulle lankal, eintlik van die begin van Genesis 12 af al verby die ouderdom was. Hoe het hulle dit in terme van geloof en emosie reggekry? Daar is 'n interessante inkonsekwensie van die Ou Testament na die Nuwe. Die Ou Testament vertel die volle verhaal, maar die Nuwe Testament beklemtoon die positiewe daarvan heel eenvoudig. Genesis 12 tot 18 vertel van Abraham en Sarah se stryd om die onmoontlike te glo, van hulle twyfel, van hulle lag as reaksie op die Here se herhaling van die belofte, van Abraham se pogings om die Here te help om sy belofte te vervul deur by Hagar 'n kind te verwek. Eenvoudig omdat hy nie geglo het dit kan regtig meer deur Sarah gebeur soos die Here beloof het nie. Maar wie van ons sal meerderwaardig op hulle neersien? Hy was 75 jaar oud, toe 80, toe 86, toe 99, toe die Here nog weer die belofte herhaal. En sy was van die begin af onvrugbaar. Wat 'n oupaatjie en oumaatjie, of liewer oupa grootjie en ouma grootjie, sou aanhou glo. Veral as 'n mens onthou dat die Here hulle swak geloof op geen enkele manier probeer help nie, maar eenvoudig elke keer net sy belofte herhaal met nog meer woorde. 'n volkome geloofwaardige prentjie waardeur hulle worstel om deur te kom. Maar in die Nuwe Testament hoop Paulus die positiewe dinge oor Abraham en Sarah op, byvoorbeeld in Romeine 4 vers 18 tot 22. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog steeds gehoop en geglo. Al het Abraham goed besef dat hy en Sarah al gedaan was, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die beloftes van God nie, maar hy is in sy geloof versterk. Hy het aan God die eer gegee. Hy was ten volle oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Aldus Paulus. Hoe klop dit dan met Genesis 15 tot 18? Volgens Paulus het hy aan God die eer gegee, maar volgens Genesis 16 het hy 'n handjie probeer bysit om die Here te help om sy belofte te vervul. Volgens Paulus het hy aanhou hoop toe daar geen hoop meer was nie, maar volgens Genesis 17 vers 17 het hy gelag en gedink die Here vergeet hoe oud hy en Sarah is. Volgens Paulus het hy nie aan die belofte van God getwyfel nie, maar volgens Genesis 15 vers 1 tot 4 het hy eenvoudig aanvaar, hy en Sarah gaan nie meer 'n kind kry nie. En toe voorgestel dat die Here maar sy slaaf as sy kind beskou. Hoe werk dit dan? En onthou, Paulus is nie die uitsondering nie. Lees gerus ook die getuigskrif vol lof wat die Hebreërbrief van Abraham gee. Hy ryg die geloofsdade van Abraham in so skrale aan 'n halsnoer, sonder een enkele verwysing na Abraham en Sarah se ongeloof en wanhoop. Twee totaal verskillende prentjies van Abraham en Sarah. Maak die skrywers van die Nuwe Testament eenvoudig hulle oë toe vir die werklike geskiedenis? Maak hulle van twyfelaars geloofshelde? Nee, nie hulle nie. Jesus doen dit. Onthou, tussen Genesis en Galasiërs, daar in Palestina, 'n Jood geleef en gesterf, wat nie vir homself geleef en gesterf het nie, maar vir ons. Hy is in ons plek veroordeel, sodat ons in sy plek vrygespreek kan word. Ook in Abraham se plek. Hy het ook Abraham en Sarah se twyfel en vrees en gelag op hom geneem, sodat Abraham en Sarah met sy geregtigheid vervul kon word. Paulus eindig nie verniet
hierdie heerlike hoofstuk oor Abraham met die volgende woorde nie. Hy, Jesus, is vanweë ons oortredinge oorgelewer en hy is opgewek sodat ons, Abraham ook, vrygespreek kan word. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons om die wonder van die vryspraak deur genade vir elkeen van ons en ook vir Abraham, om daardie wonder te kan raak sien in die manier hoe Abraham en Sara as voorbeelde van ware gelowiges voorgehou word in die Nuwe Testament. In Jesus se naam. Amen.